Goeienaand broeders en susters. Baie welkom aan almal van u. Ek sê ook welkom vir diegene wat deur die internet inskakel op ons erediens vanaand. Ons het twee afkondigings, die kollektes is vir die diakonale kas en vir die toesoufonds. Nou die toesoufonds is hoofsaaklik vir die versorging van die emeritus predikante uit die voorheen swart kerke. Is nogal 'n groot nood wat daar is. Dis ons wil hulle graag daaruit versorg. En dan herinner ons dat ons volgende Sondag die nagmaal vier, die oggend en die aand. Die oggend in die banke en aan tafel en die aand net hier voor by die banke. Ons sal dit weer volgende week verduidelik. En ons gebed is dat die Here vir ons 'n feesvreugde sal gee. Dan volgende Sondag. Ons verklaar nou dat ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede. En dit kom van God ons Vader. En dit kom van Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang is Skrifspruiming 12:6. Ons sing daarvan al 15 verse. Dis 'n lied wat handel oor ons troos as gelowiges in lewe en in sterwe. Ons hele troos wat die Here vir ons gee. Kom ons sing dit met groot blydskap, maar ook in die geloof dat ons sê maar dit is ons troos. Kom ons lees uit Lukas 7 vanaf vers 1 tot 10. Die opskrif van hierdie gedeelte is die genesing van die offisier se slaaf. Nadat Jesus die gehoor klaar toegespreek het, het hy na Kapernaum toe gegaan. 'n Offisier daar het 'n slaaf gehad wat vir hom baie werd was. En die slaaf was siek
en het op sterwe gelê. Die offisier het van Jesus gehoor en stuur toe 'n paar familiehoofde van die Jode na hom toe, om te vra dat hy moet kom om sy slaaf gesond te maak. Toe hulle by Jesus kom, het hulle ernstig by hom aangedring en gesê, hy is dit werd dat u dit vir hom doen. Want hy het ons volk lief en het op eie koste 'n sinagoge vir ons gebou. Jesus het toe saam met hulle gegaan. Toe hy nie meer ver van die huis af was nie, stuur die offisier 'n paar van sy vriende om vir hom te sê, Here, moenie moeite doen nie, want ek is nie werd dat u onder my dak inkom nie. Daarom het ek my ook nie waardig geag om self na u te gaan nie. Sê maar net 'n woord en my slaaf is gesond. Ek is self 'n man wat onder gesag gestel is en ek het soldate onder my. Vir die een sê ek gaan daarheen en hy gaan en vir 'n ander kom en hy kom. Vir my slaaf sê ek doen dit en hy doen dit. Jesus was verwonderd toe hy dit hoor. Hy draai toe om na die mense wat agter hom aangekom het en sê, ek sê vir julle, in Israel het ek nie so groot geloof teëgekom nie. Toe die mense wat gestuur was weer by die huis kom, kry hulle die slaaf daar heeltemal gesond. Voordat ons saam bid, kom ons sing lied 163 as toetrede tot die troon van die Here, lied 163 en daarna bid ons saam. Kom ons bid nou saam. Ons hemelse Vader, om nou saam met mekaar net in u teenwoordigheid te wees, is vir ons almal so goed. Want Here, ons hardloop ons stikkend agter klomp dinge aan. Ons kom so moeilik net tot rus. En daarom dankie Here vir hierdie geleentheid wat U ons gee. Om in hierdie erediens by U en in U tot rus te kom. Ons mag na U, Here. Ons mag na U troos. Ons mag na U leiding. Ons mag na die aanraking deur U Gees. Ons mag na U hand wat U op ons skouers plaas. En vir ons sê,
Ek is hier by jou. Word rustig, word kalm. Ek is by jou. En daarom bid ons Here, laat ons ook vanaand in elke faset van ons erediens, dat ons dit gebruik om by U tot rus te kom. Om ook in diepe geloofsgemeenskap met U te tree, eerlik en opreg, sonder enige voorgee. Mag ons net kind by U wees. Mag ons ook die res van hierdie besonderse dag wat U ons gee, hierdie rusdag, mag ons dit steeds voluit gebruik om in U die ware rus te hê, dit te beleef, ons daarin te verdiep, ons daaroor te verbly. Ons wil graag vanaand bid vir al ons kinders, en nie die matrieks nie, maar ook al die ander kinders, wat in hierdie komende tyd eksamens skryf. Ons wil ook bid vir hulle ouers, wat hulle moet bystaan, wat hulle moet bemoedig, wat hulle moet help. U weet ook wat dit van ons ouers vra. Mag ouers en kinders ook in hierdie tyd kinderlik op U vertrou in. Ons bid dat ons kinders met groot rustigheid in die hart sal rekenskap gee van dit wat hulle kon geleer het. En dat hulle dit ook met blydskap sal kan doen, omdat U vir ons sulke wonderlike skole gee, waar ons kinders goeie onderrig kan ontvang. Ons wil ook vanaand bid vir ons onderwysers. Onder al die vragte antwoordstelle wat hulle moet merk, die verwerking daarvan, die analysering daarvan. Here, om met ons kinders te werk is vir hulle roeping, en daarom wil ons ook smeek dat as hulle merk en as hulle die punte sien, mag hulle tog ook seën op hulle arbeid ontvang. Mag hulle met blydskap sien dat die kinders gevorder het, geleer het, vermoë ontwikkel het om te kan weergee. Seën tog ons skole, ons hele onderwys. Want Here, dit is so belangrik vir ons land, vir al ons mense. Ons vra dat U daar ook steeds die middele sal gee, sodat ons kinders werklik almal goeie skoolopvoeding kan ontvang. Ons wil graag vanaand bid vir ons voorbereiding met die oog op nagmaal. Ons besef, Here, dat in die nagmaalviering ons heilige grond betree. Daarom is die gebed van ons hart, help ons elkeen om werklik te kom nagmaal vier, beklee, oordek, deurdrenk van Jesus Christus, ons verlosser en ons Here. Bewaar ons daarvan om te kom met ons eie sonde klere. Bring ons in ons voorbereiding, maar ook in ons nagmaalviering voor U met leë hande. Help ons om werklik
by die kruis van ons Here Jesus Christus. Tot rus te kom. Om bekleed met hom, net met hom. Te kom na sy feesmaal. Hy roep ons om saam met hom fees te vier. Ons bid vir al ons lidmate wat swaar kry, hulle wat siek is, wat behandeling ontvang. Ons bid vir hulle wat lewensgebrek het, wat swaar trek. Ons bid vir hulle wat treur. Ons bid vir hulle wat ten bloede toe teen die sonde en versoekinge moet veg, om staande te bly. Ons bid vir hulle wat alleen is. Ons bid vir elkeen wat radeloos is in hulle bepaalde lewensomstandighede, wat dit ook al mag wees, wat moeilik lig sien. Wil u julle almal ontferm. Wys vir ons waar en hoe u ons wil gebruik. Vir hulle te bid, maar ook om te help. Met die gawes wat u vir ons gegee het. Hoor ons as ons dit van u vra. Ons bid dit net om Christus ontwil. Amen. En my liewe broeder en susters, weet jy, net 2 keer in die hele Bybel het Jesus van iemand gesê dat hy 'n groot geloof het. Hy het dit gesê, as jy nou kan herinner aan die Kanaanitiese vrou, wie se dogter in die mag van die bose was. Maar hy het dit ook gesê van hierdie offisier van wie ons gelees het, van hierdie man wat se slaaf ernstig siek was. Nou albei van hulle, en let op, albei van hulle is heidene, was mense met wie die Jode eintlik niks te doen wou gehad het nie. Van die offisier se geloof sê die Here selfs, hy sê, ek sê vir julle, in Israel, die hele Israel, het ek nie so 'n groot geloof gevind nie. Groot woorde. Groot geloof, wat is dit? Wat is die kenmerke daarvan? Ek dink is baie belangrike vraag. Dit kan ook vir ons in ons eie geloofslewe ontsaglik baie beteken. Om dit te kan raak sien en ons daarin ook te oefen en daarvoor te bid. Kom ons kyk dan vanaand na die groot geloof van hierdie offisier. Nou, hierdie offisier was, soos wat ons uit die gedeelte kan aflei, 'n Romeinse offisier. Waarskynlik was hy gesetel daar in Kapernaum. En in daai tyd sou so 'n offisier ongeveer 100 manskappe onder hom gehad het. Sy slaaf, wat oneindig baie vir hom beteken het, was siek en lê op sterwe. En dan stuur hy 'n klompie van die Joodse familiehoofde na Jesus toe. En sy versoek is, kom tog asseblief en maak my slaaf gesond. Maar kyk nou,
wat sê die Jode vir Jesus oor hierdie man? Wat sê hulle van hom? Hulle pleit by ons Here Jesus om hom te help, om iets te doen vir hierdie slaaf van hom wat siek is. Want sê hulle, hierdie man is dit werd. Letterlik sê hulle vir ons Here Jesus, doen dit tog, want hierdie man het gewig. Is dit werd? Is nie sommer enige ou nie. Hy verdien dit, dat U hom help. En dan motiveer die Jode ook nogal baie sterk by ons Here Jesus, hoekom hy hierdie Romeinse offisier moet gaan help. Hulle sê vir die Here, al is hy 'n Romein, is hy lief vir ons volk, vir die Jode. Hulle sê, hierdie man het selfs op eie onkoste vir ons 'n sinagoge gaan bou. Here, hierdie man het gewig, hierdie man is dit werd, dat U vir hom help. Dit was die Jode se waardeoordeel oor hierdie offisier. Hy is dit werd. Gaan help hom. Ons Here Jesus lewer geen kommentaar daarop. Geen kommentaar op hierdie waardebepaling nie. Maar hy gaan nogtans saam met hulle. En nou kom ons Here Jesus naby hierdie offisier se huis. En dan tref hy 'n klomp vriende van hierdie offisier aan wat deur hom gestuur is om ons Here Jesus te ontmoet. Maar hulle is ook gestuur met 'n boodskap wat hulle aan Jesus moet gaan oordra. Hulle moet eintlik vir Jesus gaan sê, wat dink hierdie man van homself? Skou hy hom ook as 'n man van gewig, van statuur, van verdienste? Nee, hoegenaamd nie. Sy boodskap, hierdie Romeinse offisier se boodskap is dood eenvoudig. Moenie moeite doen nie. Want ek is nie werd dat U onder my dak inkom nie. Is hy dalk maar net fatsoenlik? Wou hy dalk ons Here Jesus die verleentheid spaar dat hy as onrein gesien sou word as hy in 'n heiden se huis ingaan? Dink nie so nie. Het ons Here Jesus se reaksie, dit wat hierdie man gesê het, leer ons 'n kenmerk van 'n groot geloof. As hierdie man alleen voor Jesus Christus te staan kom, dan weet hy, myself het ek geen gewig nie. Vir hom geen statuur waarop ek my kan beroep nie. En myself geen meriete nie. Erken, ek is 'n onwaardige, nietige, sondermens. 'n Mens wat alleen maar wil leef van God se genade in Jesus Christus. En nou is dit vir my so wonderlik, hierdie man steek dit nie weg nie, hierdie gesindheid in hom nie.
Hy probeer nie sy beeld by die Jode nog reghou nie. Probeer dit nie nog in ere hou nie. Hy is eerlik. Here, ek is die besoek nie werd nie. Ek is voor u nie 'n man van gewig en van statuur en van meriete nie. Weet jy, is hierdie eie onwaardigheid en hierdie totale, absolute afhanklikheid van God se genade wat ons Here Jesus 'n groot geloof noem. Hoe moeilik is dit nie vir ons om te sê, Here, ek is al u bemoeienis nie werd nie. Here, hier staan 'n diep, nietige, sondaar mens met leë hande voor u. Of soos die tollenaar, as hy voor God kom, al wat hy kan sê, o God, wees my arme sondaar genadig. Dit is moeilik, veral in die leefwêreld waarin ek en jy vandag leef. Ons leef in 'n wêreld waarin 'n goeie selfbeeld die alfa en die omega is. Ons leef in 'n wêreld wat draai om meriete, om prestasie. Om heeltyd te kyk, wat kan iemand anders vir my beteken? Wat kan ek daaruit ontvang? Die wêreld waarin ons leef. Ek dink ons kinders word baie keer ook so groot gemaak. Weet jy die verruklike wonder oor God se genade. Ons kan ook sê daai daaglikse blydskap, ek is begenadig deur die Here, ek het genade op genade ontvang, daardie blydskap en die dankbaarheid daaroor ontbreek by tye in ons lewe. Dalk omdat ons dink ons is iets werd voor God. Ons verdien iets by God. Of God skuld ons iets. Weet jy, ek dink baie probleme, het sy of dit persoonlik is, godsdienstig of verhoudingsgewys, kan herstel word. Kan weer heel gemaak word, kan weer blom. As ons maar ons eie posisie voor God erken. As ek weet, ek is die heel eerste persoon, die heel eerste en die grootste wat van God se genade afhanklik is. Dit verander alles. Maar daar is nog 'n tweede kenmerk van 'n groot geloof. En ons kan sê daai kenmerk is absolute vertroue in die woord van die Here. Nou op 'n baie tipiese soldate manier het hierdie offisier dit getoon. Hy sê vir Jesus, jy hoef regtig nie na my toe te kom nie, sê maar net 'n woord.
my slaaf is gesond. Sê maar net 'n woord. Wat u sê, dit weet ek, dit gebeur. Nou as 'n soldaat het hy self onder ander se gesag gestaan. As daar vir hom 'n opdrag gegee is, het hy dit gaan doen. Hy het dit dood eenvoudig gehoorsaam. Hy self as 'n offisier het vir sy soldate opdragte gegee en hy het geweet, as hy praat, dan gaan doen hulle dit. Sonder aarzeling, sonder om te huiwer. Nou sê hierdie man vir die Here, spreek net 'n woord. En dit sal gebeur. En so erken hierdie man dat Jesus Christus ook gesag het. Veel groter gesag as hy of as enige ander mens. Hiermee erken hy dat alle magte aan hom gehoorsaam is. Want hy is die seun van God. Wat hy sê gebeur. Sy woorde het krag. Selfs die krag om 'n slaaf gesond te maak. Sien jy, hierdie Romeinse offisier het geglo. Hierdie heiden het geglo. Spreek net, Here. En wat doen ons Here Jesus? Hy is absoluut verwonderd oor wat daar gebeur. Dan sê hy vir hulle, ek sê vir julle, in Israel het ek nie so groot geloof teëgekom. Dit was sy reaksie. Wat 'n kragtige werking van die Heilige Gees was dit nie. In Israel het ek nie so 'n groot geloof teëgekom. Hier kom 'n heiden, 'n man, wat nie kom met verdienste nie, soos baie van die Jode van sy tyd nie. Net diepe onverdienstelikheid, afhanklikheid van God se genade. Hier kom 'n heiden, kom 'n man, wat kinderlik glo en vertrou die woord van die Here. En dit waar is, dat hy kan praat. En dit noem ons Here Jesus 'n groot geloof. Weet jy, die vraag is aan ons elkeen. Is ek en jy besig om hiertoe te groei, ook in ons eie geloof? Waar trek ek en jy op hierdie pad? Al verby die punt om iets werd te wil wees voor God. Of al op daai punt dat ek net met leë hande van sy genade leef. Die ware geloof, sê ons Here Jesus in Matteus 8, ek kan dit gerus gaan lees, vers 10 tot 13. Hy sê, 'n ware geloof bly die sleutel tot die koninkryk van God. Dit staan vas, maar dan rig ons Here Jesus 'n verskriklike waarskuwing. Hy sê, soos hierdie offisier, sal baie mense uit alle streke van die wêreld, uit alle volke van die wêreld,
wie hulle geloof saam met die aardsvaders aansit aan die hemelse feesmaal van die koninkryk. Vandag se taal sal ons sê mense uit Afrika, mense uit die Midde-Ooste, China, mense van die Kaapse vlakte, met ons informele nedersettings sal aansit. Hulle ware geloof. Maar ander het ons Here Jesus gesê, vir wie die koninkryk bedoel was. Bevoorregte mense deur God se bemoeienis met hulle, selfs jarelange bemoeienis oor en oor en oor, sal vanweë hulle ongeloof uitgedryf word. Die diepste duisternis daar buite. En daarom bly die vraag, waar staan ek en jy in die geloof? Weet jy, ek dink dit is so 'n belangrike vraag vir my en jou om te gaan gebruik in ons voorbereiding met die oog op die nagmaalviering. Kan nie maar net kom en kom nagmaal gebruik nie. Net sommer nie. Ons Here Jesus het gesê, jy moet bekleed wees met hom. Jy moet hom eintlik aantrek. Jy moet in hom wees. Dis hoe hy wil hê dat ons kom nagmaal vier. Mag die Here vir ons in hierdie week, ons het 'n hele klomp dae om hieroor na te dink, hieroor te bid. Waar staan ek in die geloof? Amen. Kom ons sing saam. Lied 255, daarvan vers 1, 2 en 3 en daarna gaan ek vir ons bid.
Onse hemelse Vader, ons dankie vir al u bemoeienis met ons. Meeste van ons, jare ter jare. Vir meeste van ons van kindsbeen af, was u daar. Het u met ons 'n pad geloop. Ons dankie u daarvoor. Ons dankie vir die gawe van die geloof, wat u deur u Gees in ons werk. En ons wil bid, Here, mag dit 'n ware en 'n opregte geloof wees. Geloof wat ons Here Jesus 'n groot geloof noem. Bewaar ons daarvan om voor u te kom staan in eie waarde. En wie ons is, wat ons vir u doen, om daarop te wil roem. Help ons om met leë hande u genade te kan ontvang. En ons bid, Here, laat dit ook die getuienis van ons lewe teenoor ander wees. Wie ons ook al is. Hulle mag hoor en mag sien en mag weet, hierdie mens is begenadig deur die Here. Hierdie mens lewe van u ryk genade in ons Here Jesus Christus. Here, ons het almal huiswerk om te doen hieroor, nadenke, gebed. Seën ons in ons voorbereiding dan vir die nagmaal. Mag ons werklik bekleed met ons Here Jesus Christus voor u kom staan. Mag ons so kom nagmaal vier, die oproep wat ons toe kom om die verlossing van Jesus Christus te herdenk. Mag dit ons diep dankbaar maak elke dag van ons lewe. Mag dit ons opgewonde maak. Mag dit ons vuur vir u te leef, vir u te werk. En om in hierdie wêreld te getuig van wie u werklik is. Ons bid dat u ons sal seën in ons werk hierdie week. Wys vir ons ook waar en hoe u ons wil gebruik in u koninkryk. Ons kyk dikwels die geleenthede mis, Here. Ons oë en ore is nie skerp genoeg nie. Wys vir ons hoe u ons as koninkrykskind, as koninkrykssoldaat ook wil gebruik. Tot u eer, maar ook tot seën van ander mense. Wees met ons in hierdie nag. Dink aan al ons geliefdes. Party van hulle is baie ver, ander nader. Ons kinders, kleinkinders, familie. Jy weet hoe kosbaar hierdie bande vir ons is. Ons bid ook dat hulle in u hulle rus, hulle vrede, hulle geluk sal vind. Here, want daar is vir ons geen groter vreugde nie as om te hoor. Ons kinders, ons kleinkinders, u ken, en u vashou aan u hand lewe. En ons bid vir hulle. Ons pleit by u vir hulle. U mag ons almal saam in ons geloof, in ons behoort aan u. Ons vreugde
en ons lewe vind. Ons vra dit om Christus ontwil. Amen. Kom ons sing Psalm 71, daarvan vers 1 en 2, dis bladsy 352, Psalm 71. Ons is bevoorreg, die Here stuur ons hierdie week in, met ons werk, met ons verantwoordelikhede as sy kinders. Hy stuur ons in, sê gaan, maar hy sê ek seën vir julle. Ek gee vir julle die sekerheid, ek is met julle. Kyk nou hoe die Here u seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees is met julle.